Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, is die 4de Augustus die jaar 2026. My naam Danie Gerber, so my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met u te kan kuier rondom God se woord. En vandag praat ons 'n bietjie uit oor verloon jy Jesus? Ja, ons kan daai gedeelte in Matteus waar Petrus Jesus verloon het en 3 keer wanneer die Here het hom gesê, voor die haan kraai gaan jy my 3 keer verraai. En daai vraag kan vir my en vir jou ook gevra word. Sal ek en jy Jesus verloon? Nee, nooit. Ek sal nooit nie. Maar wanneer jy weer saam met jou vriende kuier, wanneer jy saam met kollegas is, by jou werk, ja, want ek kan nou nie by my werk, kan ek nou nie vir die mense sê, hoorie, julle moet nie so praat nie, want weet die Here is my koning en moenie die Here se naam so eilig gebruik nie. Ek trek maar net my ore toe as iemand die Here se naam. Dit beteken ek en jy verloon hom. So elke keer as ons stil bly, wanneer iemand iets sê oor ons geloof en ons bly stil, verloon ons Jesus Christus. Sê die Here nie in sy woord, as ons vir hom skaam voor mense, sal hy ons vir ons skaam voor God en sy engele nie. So ek en jy moet versigtig wees. So ek gaan hierdie gedeelte lees en dan kyk ons bietjie of hierdie van toepassing is ook vandag op ons lewens. Dis Matteus 26 vanaf verse 69. Hy sê, en Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En as ons net 'n bietjie gaan kyk, hoe was Jesus en Petrus se verhouding gewees? Was dit regtig waar, ek wil gesê het, a mano, want hulle was by mekaar gewees, hulle het mekaar bygestaan. Jesus het Petrus so baie geleiding gegee en hom gehelp, en hy het saam met die Messias geloop. Hy het bely met sy mond dat Jesus is die Christus. En hier kom dit, hulle sê wanneer die tekkie die teer tref, dan kom jy en jy sien hoe hulle Jesus verniel en hom stik en slaan en goeters, en jy's bang, dit gaan dit ook met jou gebeur. En dis hoekom hier Petrus Jesus hier verloon het. Hy sê, maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareër, en hy het met 'n eed ontken en met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom wie wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want jou spraak maak jou bekend. En nou kan die vraag kom, maak my en jou spraak bekend dat ek en jy 'n kind van God is? Weet die mense by jou werk dat jy 'n kind van die Here is? Weet jou familie dat jy dien die Here in gees en in waarheid? Ons sal sê, my wêreld, ek het nie geweet jy dien ook die Here nie. Nee, ons spraak moet ons weggee. Ons handel en wandel, die manier hoe ons loop, die manier hoe ons praat, die manier wat ons dinge doen, moet kan gee en wys dat ek en jy 'n kind van God is. Wys jou lewenswyse dat jy 'n ware kind van God is. En staan jy op vir wat reg is, of bly jy maar stil? En dit is hartseer om te weet dat soveel Christene bly maar net stil. Soveel Christene val maar net saam in met die wêreld. Ag, almal doen dit nou maar so. Kom, ons doen dit ook maar so. Nee, ek en jy staan op vir die evangelie. Ons staan op vir die waarheid. En hier is die waarheid. Jesus Christus, die koning van die heelal. So ek en jy moet nie skaam wees oor die evangelie van Jesus Christus nie. Want anders gaan die Here hom skaam vir my en vir jou. Amen. So kom ons loop vandag. En ons spraak moet ons kan weggee. En ons moet nie bang wees om op te staan vir Jesus nie. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Ja, Here, baie keer gebeur dit en dan bly 'n ou maar stil en ou wil nou nie 'n groot boei maak daaroor om te sê, ja, moenie my Here se naam uitelik gebruik nie, dan bly ons maar stil. Nee, Here, ek bid en vra dat u ons die boldness sal gee, dat ons sal opstaan vir die naam van Here Jesus Christus. Dat ons nie sal toelaat dat mense u naam in die modder sleep nie. Dat ons nie sal toelaat dat ons nie uitgeken sal word as kinders van God nie. Here, ons sal opstaan vir u woord, ons sal opstaan vir u naam en ons sal uitgeken word as 'n ware kind van God.
Lei ieder en elkeen is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan vertel vir iemand vandag, Jesus het jou lief. 'n Geseënde Dinsdag, God bless.